Vriende, dit is weer 'n kosbare voorreg om saam met u te kan wees. Ons is dankbaar vir elkeen van u wat deel is van ons oggendoordenkings. Ons is dankbaar dat die Here ook deur sy woord u voed en u lei in sy volle waarheid. Nou ek wil u vanmôre groet met die baie besondere woorde van Halleluja lied 101. Nou u sal agterkom dat ek van tyd tot tyd Halleluja liedere of psalms of gesang aan u voorhou. Daar is soveel kosbare waarhede daarin opgeteken en wil ek tog vanmôre vir u so 2 of 3 verse lees uit hierdie baie besondere Halleluja lied en hoe dit ook van toepassing is op ons reeksie wat handel oor die hemelvaart van ons Here Jesus. Halleluja lied 101 vers 1 sê, langs die heuweltoppe kom daar blye skone môregloed. Vra my siel verbaas eerbiedig wat dit tog beteken moet. Dis die Heiland, bring hom nou jou welkomsgroet. Vers 4 sê, volle redding nader spoedig, volle lig kom digterby. Hou my nederig en gelowig, stort u troos en hoop in my. O my Heiland, laat my naby u steeds bly. En dan vers 5, met my lamp gevul en helder, met my oog nie meer verblind, wag ek op u toekoms, Heiland, waar ek volle vreugde vind. Kom my Heiland, koning, redder, broer en vriend. Is nie vir u pragtig nie? Ek wil vir u vra vanmôre, kan u sê dat die Here is u koning, hy's u redder, hy's u broer en hy's u vriend? Want u sien, deur die hemelvaart kom bevestig die Here Jesus ook dat hy weer gaan kom om vir ons te kom haal. En nie vir almal nie, vriende, maar vir hulle wat aan hom behoort. Kan u vanmôre sê, hy's my koning, hy regeer in my lewe, hy's my redder, hy het my sonde vergewe. Ja, hy's die een wat in my plek gesterf het. Hy is my vriend en ek dank God dat ek syne kan wees. Ag, ek pleit by u dat u nie sal uitstel en met u ewige heil speel nie. Ek pleit dat u nie roekeloos met u geestelike lewe sal omgaan en sê, ag, ek hoop maar vir die beste as ek eendag sterwe nie. Nou is die welaangename tyd. Christus het gelewe, hy het gesterwe, hy het opgestaan, hy het opgevaar om die boodskap te laat weer klink, dat hy weer gaan kom om ons te kom haal. Is jy gereed om hom te ontmoet? Nou, ons is besig met hierdie besondere boodskap oor die kosbare boodskap, soos vervat in die hemelvaart van ons Here Jesus. Nou, ons het alreeds gekyk dat die hemelvaart van ons Here Jesus bring vrede, want dit bevestig Jesus se godheid. Dit bring ook vrede omdat dit vir ons wys dat Christus gedoen het wat hy beloof het. Hy is die enigste een wat gesê het, ek sal dit doen, en hy het dit gedoen presies soos dit van hom voorspel was. En ons gaan vanmôre dan kyk dat die hemelvaart bring vrede, en die kosbare boodskap van vrede in die hemelvaart dan opgesluit is Jesus is nou ons ewige hoofpriester in die hemele. En wat beteken dit, vriende? Die Bybel leer vir ons dat Aaron in die Ou Testament hoofpriester was. Daar was ander priesters, daar was die Levitiese orde, daar was hierdie sisteem wat God daar gestel het, dat die priesters dan ook offers gebring het namens die volk. Die hoofpriester eenmaal 'n jaar in die allerheiligste, het hy dan gegaan, nie sonder bloed nie, om dan 'n offer te bring. Die Bybel sê ook vir ons dat die hoofpriester het dan ook 'n borsplaat gehad en 'n skouerkleed gehad. En op hierdie borsplaat en op hierdie skouers van hom was die name van die 12 stamme van Israel. En hy moes hulle gedurig deur voor die aangesig van die Here neergelê het. En hierdie name van die 12 stamme was verteenwoordigend van elke persoon van daardie stam. En die hoofpriester se werk was dan gewees, en sy voorreg was gewees, om nie net offers te bring van diere nie, maar ook om hierdie mense voor God in gedagtenis te bring. Die Bybel sê vir ons dat die Here Jesus Christus die finale hoofpriester is. Hy is die een wat die hoofpriester is volgens die orde van Melchisedek, en ek het alreeds 'n boodskap daaroor gepreek so tyd gelede, so ek gaan nie baie uitbrei daaroor nie, maar die gedagte van die hoofpriester volgens die orde van Melchisedek is dat daar nie weer 'n hoofpriester na Christus sou wees nie. Hy is die een wat in die heerlikheid van die hemel ingegaan het. Die offer van wat op die kruis gebring het was vir God aanvaarbaar, en nou lewe hy in die heerlikheid van die hemel om vir my en jou in te tree as ons ewige hoofpriester, om ons naam voor God in gebed te noem, om ons gedagtenis voor God dan ook in herinnering te bring. En daarom lees ek vir u gou so 2 gedeeltes in Hebreërs die 4de hoofstuk en dan weer verder, ek dink in Hebreërs die 10de hoofstuk, maar kom ek lees gou vir u waarom die hemelvaart so kosbare boodskap vir ons insluit, want Christus het ons ewige hoofpriester geword. Hebreërs 4 vers 14 sê, terwyl ons dan 'n groot hoofpriester het, wat deur die hemele deurgegaan het, naamlik Jesus, die Seun van God, laat ons die belydenis vashou.
Want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. Het u gelees? Christus is die hoëpriester wat in die heerlikheid van die hemel nou is. Die Bybel sê vir ons, hy het medelee met ons swakhede. Daarom, vriende, kan ons met vrymoedigheid, sê die Bybel, na die troon van genade gaan. En dan sê die Bybel, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. Miskien stoei en stry u vanmôre met dinge in u lewe. Weet daar is 'n hoëpriester in die hemel wat jou naam voor God in die gebed noem. Op die regte tyd sal die Here vir jou die uitkoms gee. Daar is altyd 'n rede en 'n doel waarom God dinge in jou lewe toelaat. Daarom moenie 'n rebel wees nie, moenie opstandig wees teenoor hom nie, maar sê Here, hier is ek. Ek verstaan en ek weet, u self moes deur lyding gaan. As u kind sal ek deur lyding gaan, maar dankie dat ek 'n hoëpriester in die hemel het, wat vir my intree by die Vader, en dat ek vrymoedigheid het om vir u te vra, om ook barmhartigheid en genade aan my te bewys, en op die regte tyd vir my die uitkoms te gee. Hoor hoe mooi stel Hebreërs 10 dit vir ons. Hebreërs 10 vanaf vers 19. Terwyl ons dan, broeders, vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus, op die nuwe en lewende weg, wat hy vir ons ingewy het deur die voorhangsel heen, dit is sy vlees, en ons 'n groot priester oor die huis van God het. Laat ons toetree met 'n waaragtige hart in volle geloofsversekerheid. Die harte deur besprenkeling gereinig van 'n slegte gewete en die liggaam gewas met rein water. Laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vashou, want hy wat dit beloof het, is getrou. Weereens die beeld van die Ou Testament. Onthou, niemand kon in die allerheiligste ingegaan het nie. Dit was net die hoëpriester eenmal 'n jaar met bloed wat hy geoffer het vir die volk daar by die ark van die verbond. Wat gebeur by Jesus se sterwe aan die kruis? Toe hy uitroep, dit is volbring. Toe sê die Bybel vir ons, toe skeur die voorhangsel, toe word die allerheiligste ontbloot. Toe kan die mense vir die eerste keer agter daardie groot gordyn sien. En Christus se liggaam wat aan die kruis gebreek word, gee vir ons die vrymoedigheid om nou in die allerheiligste van God in te gaan. En te sê, Vader, dankie vir Jesus se bloed wat vir my gevloei het. Dankie vir sy lewe aan die kruis wat hy gegee het. Dankie dat ek deur hom vrymoedigheid het om u my Vader te noem en nou te bid dat u ook vir my sal hoor in die naam van Jesus. U sien, die hemelvaart het vir ons hierdie kosbare boodskap in opgesluit, dat Christus na sy opstanding, nadat hy vir 40 dae verskyn het aan verskillende mense, opgevaar het, aan die regterhand van die Vader gaan sit het, om te wys die werk is afgehandel. Hy is vir ewig priester. Daar sal geen priester weer na hom wees nie. Hy is die hoëpriester, die een wat vir God aanvaarbaar is. Sy offer was aanneemlik vir God die Vader. En hy is die een wat vir ons nou intree. Hy is die een wat vir ons bid. Hy is die een wat hoor as ons tot hom bid. Hy is die een wat vir ons voorspraak doen by die Vader. Daarom die woordjie telke male, laat ons die vrymoedigheid wat ons van die Here het nie van ons wegwerp nie. Vriende, om vrymoedigheid te hê, om in die teenwoordigheid van 'n heilige God in te gaan. Ek dink nie en ek verstaan dit nie. Ek het nie eens die voorreg om by King Charles in te gaan nie. Want ons is miskien mense wat nie eens bekend is vir hom nie. Hy weet nie eens van ons bestaan nie. En hy's maar 'n ou klein enkele vlooi wat daar in Engeland 'n diens doen as koning tot God sy lewensdraad knip. Ek is 'n enkele vlooi wat hier is. Dawid sê, Here, ek is 'n enkele vlooi. Ek is maar 'n mens, ek is eenvoudig. Ek het die asem van die lewe in my. Vriende, die Bybel sê vir ons dat die skepper van elke mens en dier op aarde, die koning van die konings en die Here van die heerskappy, van die leerskare, nooi ons om in sy heerlikheid in te kom en sy heerskappy oor ons lewens te aanvaar en dan te sê, Here, ek wil met vrymoedigheid na u nader, om dan ook u as my voorspraak by die Vader te aanbid en u te eer, dat u ook vir my intree en my naam voor die Vader noem. Ek wil afsluit deur vir u te sê, ek weet nie wat die stryd in u lewe is nie. Ek weet nie of u kind van God is al dan nie. Maar ek wil u pleit, as u nog nie kind van God is nie, dat u die welaangenaamheid van God se genade sal omhels. En dat u sal sê, Here, red my. As u kind van God is, wil ek jou vra, wat ook al jou stryd, of dit siekte, of dit sonde, of dit finansies, of dit mense, of dit omstandighede, of wat ook al is, onthou jy het 'n hoëpriester, Jesus Christus, wat nie met jou swakhede nie medelee het nie. Hy het medelee met jou swakhede, hy weet waardeur jy gaan, en hy roep jou op
om met vrymoedigheid na sy troon te nader, sodat hy ook barmhartigheid kan verkry. En op die regte tyd sal hy die uitkoms gee soos hy beloof het, omdat hy 'n waarmaker is van sy woord. Mag u en ek bemoedig word deur die boodskap van die hemelvaart en mag ons versterk word deur die geloof, dat ons 'n hoëpriester het, wat nou vir ons intree, van nou af tot in ewigheid. Seën vir u, groete, mooi dag verder, tada.